Dis Sondagmôre. Die mooiste woorde wat daar is. Die Here het opgestaan. Die Here het regtig opgestaan. So goeie môre. Ons teksgedeelte is eintlik 2. Die belangrikste gedeelte is Johannes 20 vers 1 tot daarby vers 18. So as jy daar kan oopmaak. Maar as jy lus het om daar na Psalm 30 toe te blaai, sal dit nou ook baie interessant vir jou wees. Maar kom ons begin reg. Kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Here, wees my genadig. Here, wees vir my 'n helper, want U het my rouklag in 'n koordans verander, my rouklere uitgetrek en my met vreugde omgord, sodat my hele wese U kan besing en nie stil bly nie. Here my God, ek sal U vir altyd prys. En vanoggend wil ek jou groet, soos Jesus vir Maria gegroet het. Hy het vir haar gesê, Maria, moenie bang wees nie. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Nou wil ek jou nooi en sê, kom ons gaan kyk na daai 2 pragtige gedeeltes. Ons gaan lees Johannes 20. Johannes 20 vanaf vers 1, dis die woord van die Here. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die 2 het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan. Hy het ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, Mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir haar, Mevrou, waarom huil jy, vir wie soek jy? Sy het gedink, dis die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, Meneer, as u hom weggevat het, sê my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria? Sy draai toe om en sê in Hebreëus vir hom Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou, aankleef nie, want ek het nog nie na my Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het hulle ook vertel, wat hy vir haar gesê het. Tot daartoe lees ons regtig saam. Is dit nie 'n mooi gedeelte nie? Here, baie dankie dat ons so uit die kosbare woord kan lees, kan nadink wat hier staan. So ons wil vir U vra dat U vir ons sal verras met die goedheid en grootheid. Amen. As die storie van die gesin wat so klaarmaak om kerk toe te gaan, nou trek hulle aan, nou is die pa is nou nuuskierig, wat weet sy dogtertjie, en hy sê vir haar, Sissa, weet jy wat is vandag? Sy sê, dis Paasnaweek. Ja, maar weet jy wat is vandag? Sondag. Ja, maar dis opstandingssondag. Weet jy waaroor gaan dit? Ja. Nou, waaroor gaan dit? En sy staan so, sy kyk so vir haar pa en sy sê, surprise!
Nou dit is regtig waaroor Paasondag gaan. Surprise, verrassing. Jesus Christus het ons kom verras. Jesus begin verskyn. Hy het mos gesê ek is die opstanding vir Martha, hy het dit. En nou begin Jesus verskyn en hy verander in hierdie verskyn Maria se trane in 'n lag. In Psalm 30 vers 11 sê, luister Here en wees my genadig. Help my Here, ek was in rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing tot U eer, ek sal nie stil bly nie. Is dit nie mooi nie? En Jesus se verskynings het nog baie meer geword. Daar's 'n baie mooi skildery waar Jesus by Maria kom, by die oop graf. En die mooi daarvan, die mooiste, die belangrikste, die indrukwekkendste dag in die geskiedenis van die mensdom, begin in trane. Begin voor die son uit was, toe dit begin lig word. En die trane wat loop, want Maria was so lief vir Jesus. Nou kom sy om sy liggaam te balsam, sy's stikkend man, sy's met 'n trein plat gery. En as sy by die graf kom, is hy weg. Hy's weg. Jy kan hy hooploosheid kan jy raak lees in die storie. Maria kyk so in die graf en dan spring sy om en sy hardloop weg. Toe Lazarus dood is, het sy ook net gesit en huil. Daar was nie veel meer reaksie by haar nie. Sy hardloop weg. Petrus kom daar aan en hy kyk en hy stel ondersoek en hy stap in die graf in. Johannes kom daar aan en hy kyk en hy glo. As hulle die disippels daar weg is, dan bly Maria daar agter. Hierdie lamheid. En dan is daar iemand wat vir haar vra. En sy dink dis die tuinier. Tuinier is dalk die regte woord, né? Want weet jy wat, die tuinier van die tuin van Eden het teruggekom. In Eden het sonde en ongehoorsaamheid soos onkruid gegroei. Maar die tuinier van die tuin van Eden herkweek genade en omgee en liefde. En dan vra hy vir haar vrou, wat soek jy? Wie soek jy? Waar soek jy? Vrou, wat soek jy? En dan hierdie verrassing, want as ons nou die tuinier met wie sy praat, sê my net waar jy hom begrawe het, ek gaan haal hom en ek bring hom terug hierheen. Maria, ek staan klaar hier, Maria. En dis mooi, jy kan dit gaan kyk in die Bybel. Maria het omgedraai vir Jesus gekyk en gedink hy is die tuinier. En dan staan hy weer, sy het weer omgedraai. Sy kon tog nie weer fisies omdraai nie. Nee, dis nie wat Johannes wil sê nie. Haar hart het omgedraai. In haar wese was hy dood. In haar wese het hy begin leef. Maria. In plaas van weghardloop soos net nou, gryp sy vir hom vas. In my kop is dit soos 'n seekat met al die tentakels, het sy vir hom vasgegryp. Gesê ek jou nooit weer laat los nie. En dan sê hy vir haar, moet my nie aankleef nie. Sy het begin glo. Met Lazarus se dood het sy net gehuil. Nou het sy begin glo en verwondering het soos ennos in haar opgekook. Rabboni, my leermeester, myne. En dan sê Jesus so mooi vir haar, en hy sê nee, jy moet my nou los. Jy moet my nie aankleef nie. Jy sien nou ek leef. Jy weet dit, jy glo dit met jou hele wese. Jou troos kry jy by die kerk. Gaan na die ander gelowiges toe. Hulle sal jou troos. En gaan troos jy ook vir hulle en sê, ek het die Here gesien. En daar lê haar getuienis. Ek het die Here gesien. Ek het dit so Sondag of wat terug gesê. Ons is Paasondag mense in 'n goeie Vrydag wêreld. Goeie Vrydag, want dis toe Jesus doodgemaak is. Maar Paasondag, dis toe Jesus opgestaan het. Ons leef as mense wat glo dat Jesus opgestaan het en ons saam met hom. In 'n wêreld wat vir Jesus doodgemaak het. Die Here het opgestaan. Die Here het regtig opgestaan
Maria glo dit met haar hele wese, want daarom het sy in haar binneste tot bekering gekom. Johannes het gekyk en geglo. Petrus het ondersoek ingestel en geglo. Jesus het opgestaan ook vir my en ook vir jou. Ons kan dit glo. Dit is so 'n bietjie op 'n ligter lyn. Nikita Khrushchev, die Russiese leier, is dood. En die Russe het nie van hom gehou nie. Nou word die staaltjie vertel. So die Russe het vir president Nixon van die VSA 'n telegram gestuur en gesê, mag Khrushchev in die VSA begrawe word. Nixon het genoeg van sy eie probleme gehad. Hy was nie diep in die Watergate skandaal en hy stuur toe 'n telegram terug. Nee. Toe vra hulle vir Israel, mag Khrushchev in Israel begrawe word? Golda Meir was daar premier gewees en sy skryf vir hulle 'n telegram terug. Ja, maar onthou net, ons het die hoogste opstandingssyfer in die wêreld. So die Russe het toe nie lus gehad om hom daar te begrawe nie. Israel het die hoogste opstandingssyfer in die wêreld. Want Jesus het die graf uit opgestaan. Sy graf is leeg. Die dood het nie die laaste sê nie. Pyn, swaar seer, het nie die laaste sê nie. Ons sê mos maklik, en ek glo in die ewige lewe. Ek glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het vir Maria, vir Johannes, vir Petrus, vir my en vir jou. Daarom glo ek en sing ek Psalm 30. Luister Here, wees my genadig. Help my Here, ek was in rou. Maar U het van my vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek. U het vir my feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing tot die eer. Ek sal nie stil bly nie. So nou daag ek jou uit en sê, kom ons gaan leef die opstanding. Dit was die getuienis wat Maria gehad het. Die Here leef. Kom ons gaan geleef dit. Jy weet, vir ons as Christene, gebrokenheid is daai oomblik as ons besef, God is al wat ons het. Hoop is daai oomblik wat ek besef, God is al wat ek nodig het. Vreugde is die oomblik wat ek sê, God is al wat ek wil hê. En as dit my begeerte en my verlange is, dan begin ek anders leef. 'n Zenmeester van 'n heel ander godsdienst, Zen godsdienst, sê eenslag vir 'n Christen, ek hou van die Christendom, ek hou van hulle leer, maar ek wil net hê dat jy vir my wys dat die opstanding regtig is. Wys vir my die opstanding, dan sal ek ook glo. En ek dink dit is waar ons moet wees. Kom ons wys vir die wêreld, Jesus het opgestaan. Kom ons maak ons geloof vol. Ons maak dit vol met dankbaarheid en met lof en met bly wees. En ek lewe regtig asof Jesus uit die dood uit opgestaan het en ek saam met hom. Ek glo, soos Petrus wat ondersoek ingestel het en toe geglo het. Ek glo, soos Johannes wat gekyk het en aanvaar het. Ek glo, soos Maria wat deur Jesus heel gemaak is. En dan kan getuig, ek het die Here gesien. Jesus leef, kom ek vertel jou van hom. Jesus leef. Here, dit is wat in ons hart leef. Dit leef in ons, dit vloei soos 'n fontein uit ons uit. Jesus leef in ons saam met hom. So ons wil die loof en ons wil die prys. U het ons rouklere uitgetrek en U het vir ons feesklere aangetrek. Nogtans sal ons in die Here jubel, want U is ons God en U is die Here. Amen. So daarom wil ek jou nou nooi en sê, ontvang die Here se seën, vat dit saam met jou, ook in hierdie nuwe lewe in. Mag die liefde van God en die vrede van Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, met ons wees. Mag dit ons aanspoor om te gaan leef soos God ons gewys het en geroep het. Eensgesind, simpatiek, liefdevol, goedhartig en nederig.